oomblik. Ek groet u elke een in daardie geseënde naam. Die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus. There is no other name I know. Nou, ek het gelag in die week, het ek die mooiste compliment gekry. Ek het nou probeer kyk om te sien of sy hier is, maar dit lyk nie vir my so nie. Om te sê dat ons het 'n crazy pastoor. En sy is so bly, en dat sy is so lief vir hierdie crazy pastoor. So please bear with me. Ja, ek sien haar sy. Ek sien, follow my eyes, follow my eyes. So ja, as jy nou nie gewonder het, wat gaan aan? Ek is crazy, ja, vir my koning, Jesus, halleluja. He came down to my level when I couldn't get up to his work. Ek maak nou nie meer verskoning vir my opgewondenheid nie. Vader, ons dankie vanmôre, en ons loof en ons eer u vanmôre, vir 'n geleentheid wat ons het, om nog vrylik by mekaar te kan kom, 'n plek te hê van aanbidding, waar ons nie hoef te vrees om uitgemoor te kan word nie, Here. Ons het vanmôre elkeen uit eie vrye wil, is ons hier deur u genade. Die ou koortjie sê, ek wil by die Here vergader, daar waar sy krag is. En Here, ons is hier om u te eer, om u te loof, om u te prys. Ons is hier om te hoor wat die Gees van die Here vir ons wil sê vanmôre. En ek sê dankie, Here, dat u vanmôre die ereplek in ons midde kry, dat u woord die hoogste gesag is, Here, en dat u woord deurbreek, Here. Die skrif sê in Jeremia, u woord is soos 'n hamer wat die hardste rots vermorsel. En ek bid vanmôre dat u woord vanmôre wat mense sal spreek, dat ons dit in ons harte sal bære. Ek dank u nou vir geopende ore. Ek dank u vir ontvanklike harte. Ek dank u dat u nou elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan u, Here. En ek verklaar in die naam van Jesus, niks sal hier gebeur wat ons aandag sal aftrek nie. Ek vat autoriteit. Ek bid elke werk en elke plan van die vyand. Ek kanselleer dit, ek verwerp dit, ek sit dit onder my voete en ek maak die krag en die guns en die seën en die salwing en 'n geopende oor en 'n ontvanklike hart vanmôre los hier in ons midde. Laat Jesus opgelig sal word, that your name will be glorified en dat u weet vanmôre, u kry die ereplek in ons midde. Ons loof, ons prys, ons dank u. Seën elke een vanmôre hier teenwoordig in Jesus naam. Amen. Prys die koning. Ek wil graag met u deel en dit was vir my nou so geseën. Het julle nout gevat van die liedjies wat ons gesing het? Of het julle maar net gesing omdat Adrie lekker speel en Chris lekker speel? Ek het elke woord eintlik daarvan ingedrink. En by die tweede liedjie was ek sommer lus om te begin koordans. Ja, en ons het vanoggend het ons gebid oor put on the garment of praise for the spirit of heaviness. Maar dankie Adrie, ons waardeer jou. Kom ons gee net vir ons aanbiddingspan aan. Ek wil vanmôre met jou praat. Die tema is jou sleutels. Nou ek wil net sê, het jy eintlik verlede week goed gedoen met hy ken jou naam nie? Hoekom sê ek sy het goed gedoen? Ek gee die Here die eer, want die Here het met my gepraat. Hy het met my gesê, en sy het 7 minute korter gepraat as normaler, so ek gaan vandag daar 7 minute bysit. Is dit okay so met julle? Ja. Sleutels, ek wou eintlik sê, sleutels om reg te leef, maar toe klink dit nie vir my lekker nie. So kom en sê maar, ek wil sleutels in jou hand sit vanmôre om suksesvol te lewe. As ek nou vanoggend net randomly wil vra, sommer net so, ek het nou nie met hulle afgespreek nie, Pastor Beryl, wil jy graag suksesvol lewe? Rachel, wil jy graag suksesvol lewe? Almal van ons wil graag suksesvol
suksesvol lewe. Almal van ons wil eintlik graag die Here laat glimlag oor ons. Nou ek wil net 'n paar sleutels in jou hand vanmôre sit. Mag die Here dit seën aan jou hand vanmôre. Sleutels om reg te leef of om suksesvol te wees. Want jy kan jou lewe leef, jy kan jou lewe verkeerd leef of jy kan jou lewe reg leef. Die van die wat vanmôre besoekers hier is, wil ek net sê, as jy iets hoor en dit klink vir jou reg, dan verwag ek dat jy sal sê amen. Want baie mense weet, as hulle sê amen, dan preek ek kort en hoe stiller hulle word, hoe langer preek ek. Dis met ons is bly om vir jou ook vanmôre hier te sien. Kom ons gee vir haar net 'n goeie welkom. Jy kan jou lewe verkeerd leef of jy kan jou lewe reg lewe. En een van die sleutels om 'n gelukkige lewe te kan hê, is ons vind dit in die Psalms en wel in Psalm 34. Ek het nou vir Johan gesê, ek gaan dit in die Engels lees, maar die van die wat nou nie goed is met die Engels nie, ek gaan net vir sê, dit staan ook so in die Afrikaanse Bybel, so ek gaan eers just bear with me, ek gaan gou vinnig dit vir u lees. Ons het dit gesing vanmôre. Psalm 34. Ek wil die Here loof, net partykeer prys. Ek wil hom altyd prys. Sy lof sal altyd hier in my mond wees. Wow! My siel sal hom beroem in die Here. Die ootmoedige sal dit hoor en bly wees. En dan sê vers 4, maak die Here met my groot en laat ons sy naam verhef. Vers 5 sê, ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en uit al my vrees gered. Halleluja! Indien jy jou Bybel saamgebring het, blaai na Psalm 34, glo jy het 'n pen saamgebring en 'n notaboekie om 'n paar notaatjies te maak, en ek gaan dit graag gou vir u in die Engels lees. Ek weet nie of dit ooreenstem met wat Johan vir ons op die bord het nie. Daar is baie verskillende vertalings, maar glo vir my, dit staan so in die Bybel. Verse 2. I will bless the Lord at all times. Julle met my hand vanmôre, ek kan nie sien wat die agteraan gaan nie. His praise shall be continually in my mouth. Nie net op 'n Sondagoggend as ek hier kom nie, maar môre as ek by die huis is en Dinsdag as ek in die winkel is. His praise shall be continually in my mouth. My soul shall make its boast in the Lord. Ek het niks om oor te breek nie, maar ek kan oor die Here breek. Halleluja. And the humble shall hear of it and be glad. Oh, magnify the Lord with me, blessed Lamb of Calvary, for His grace so rich and free. Magnify the Lord with me. Let us exalt His name. Separate. Okay, ek sien dit al. Let us exalt His name together. En dan vers 4, kyk hoe powerful. I sought the Lord and He heard me. And He delivered me from all my fears. Nie net 'n bietjie van die fears nie, Adrie. All of them. Halleluja. Halleluja. Ek het die Here gesoek, sê die Afrikaans, en hy het my geantwoord en uit al my
Dit is wat Psalm 34 vers 2 so duidelik sê wat ons gesing het. Ek sal die Here loof, ja, altyd prys. Op my slegste dae wil ek vir u sê, prys ek die Here. Ek het Pastor Benno gesels nou net hier 'n paar woorde gou voor diens te sê van, as almal dit net kan snap, put on the garment of praise, for the spirit of heaviness, lift up your voice to God. Wanneer die spirit of heaviness op jou kom, dan sê jy vir jou siel, kom siel, ons gaan die Here se naam groot maak, en ek wil vir u sê, kort voor lang, dan spring jy daar rond en jy loof en jy prys die Here. Om die atmosfeer te verander, sleutel nommer 1 is, begin om die Here te prys. Nie vir alles nie, maar in alles. Het jy al opgelet dat emosies skep 'n atmosfeer? As iemand sad is, in dieselfde vertrek, en jy stap daarin, voel jy nie ook daai sadness nie? Of is dit net ek? Okay. Ons is nog op trek. As iemand kwaad is in jou teenwoordigheid, dan moet jy so waaksaam wees. Want sonder dat hulle 'n woord sê, projekteer hulle vanuit hulle gees uit in die atmosfeer. En as jy in daardie persoon se teenwoordigheid is, dan tel jou gees dit op. En as jy nie waaksaam is nie, as jy later net so kwaad soos daai persoon en jy weet nie waaroor sy kwaad is. En onmiddellik is daar 'n negatiewe gevoel. Slegs van die syne van sadness, van woede, of wat ook al, vanuit 'n persoon uitkom. Dit steek aan. Julle moet my help vanmôre as ek verkeerd is, steek jou hand op en sê, ek stem nie saam nie. En onmiddellik dan is daar 'n negatiewe gevoel. Vrees skep 'n atmosfeer van vrees. As ek elke aand vir die aand moet sê, ja, ek is bang om te gaan slaap, want ek is bang die skelms kom nie in, dan later gaan sy net so bang wees soos ek, as sy nie waaksaam is nie. Vrees skep 'n atmosfeer van vrees. Negativiteit skep 'n atmosfeer van negativiteit. Dit steek aan en dit werk ongelukkig in op jou gees. En die manier hoe jy God se guns en God se seën en God se liefde en sy blydskap in jou lewe kan ervaar, is God is 'n God wat respond op en in atmosfeer. Wat is die atmosfeer wat God maak reageer? 'n lewe van danksegging. 'n lewe van dankbaarheid. 'n lewe van lof en van prys en van eer. Ek sê weer, ek voel nie elke dag om God te loof en te prys nie, maar ek maak dit my missie. Want ek gaan die vyand nooit daardie satisfaksie gee om te sê, gedag is dit blou maandag en ek kan net nie. Nee man, ek tel my kop op en ek begin die Here te prys. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou lofprys en ek help jou vanmôre. Want ons leef dit. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou lofprysing verander en skep 'n gesonde atmosfeer rondom jou. My dag begin. Nou, ons het dit al soveel keer al gehoor. My dag begin nie saam met Leanne se dag nie. Want ek kan nie wag om klaar te bid en op te staan en die musiek van lofprysing voel volume op te draai nie. En ek bly op die onderste vlak op die grondvloer en Leanne bly op die eerste vloer. En dan kom sy daarin en dan is ek nou soos let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Dan kom sy so en sê, môre sy sal op, maar sy is nog nie wakker nie. Ons sê almal dieselfde nie, maar ek lei 'n lewe van lofprysing en ek begin my dag. Halleluja! Prys die Here, God is goed. En my liedjie wat ek sing is, help my gou daai, ons
hom sal begin. I was broken, but I won't stay down. Wat jou Satan. Maar in elk geval, ja, dan sit hy daar aan, dan sê hy daar so, hell shakes when this child of God awakes. And I am roaring with the lion of Judah. And dan sê hy, rise up, stand strong, shout loud, press on, rise up, stand strong, shout loud, press on. En dan dink ek, wat so jou vyand, daar het jy nou jou uitklop hou vir die dag. En ek is opgekeer en opgecharged. Ons kan dit vir julle aan die einde as 'n item bring as julle wil. So, hoekom sal ons so traag wees om God spontaan net te loof en te prys vir sy goedheid, vir sy grootheid, vir sy eindelose liefde, genade, op genade vir u en vir my. As ons God meer prys en minder kla en minder negatief is, sal ons verbaas staan om te sien dit wat God vir ons en om ons en deur ons en met ons doen. An amazing story in die Ou Testament, waar lofprys die atmosfeer verander het. Kan jy gaan lees by die huis in 1 Konings 16, ek gaan dit net in baie breë trek, ek gaan nie uitwy nie. 1 Konings 16, ons lees van koning Saul daar, almal weet van koning Saul, né? Hy was in 'n diep donker depressie. Hy was eintlik vol duiwels gewees. En sy dienaars was al so raad op, dis Milia 3 vers 6 daai. Sy dienaars was al raad op begin, wat kan ons met hierdie man net doen? En hulle sê vir hom, maar kan ons nie net 'n bietjie musiek, kan ons nie net 'n bietjie lofpryse hier in hierdie vertrek kry nie? En hy sê, nou maar reg, waar gaan julle so iemand kry? Die menens was daar die graad van negativiteit. Waar gaan julle so iemand kry? En so kry hulle vir Dawid, halleluja! En hier kom Dawid, met sy ou harpie, en hy speel, die Here is my harder, niks sal my ontbreek nie, en lofprysing, hy speel in lofprysing, en die oomblik waar hy musiek aangedraai word, was en die lofprysing opgegaan het, sê die woord, het die bose gees van koning Saul gewyk. So, hallo, 'n lewe van lofprysing, 'n lewe van blydskap. Wow, is dit nie die moeite werd om God te prys nie? Want dit verander die atmosfeer vir jou, dit verander dit om jou, en jy voel sommer ook opgelig in jou gees, en baie beter. Kort, nou my man verhuis het na Jesus toe, bel Dr. Gustav en hy sê vir my, daar's 'n vrou in Durbanville wat nie meer wil lewe nie, want haar man is oorlede ook toe nou net so na die COVID tyd. En ek kan nie met die vrou gaan praat nie, maar jy kan mos met haar gaan praat. Ek gaan toe nou. Ek kom daar, maak 'n afspraak, ek kom daar, die huis is donker. Al die gordyne is toegetrek, sy sit in die donker. En sy is in 'n diep, donker depressie. En ek sit en ek getuig vir haar, ek sê vir haar, weet jy wat, ek weet hoe jy voel, want my man is net 2 maande gelede oorlede, en ek vertel haar hoe die Here my gedra het, en dat ek 'n besluit gemaak het, dat ek gaan God prys, kom wat wil. Ek het pastoor Beryl vanoggend gepraat daaroor, en gesê, dat ons het net hierdie ding, dat wanneer ons in 'n benoudheid is, ons weet niks anders as wat om te doen, as we are going to praise our way out. Daar sê jy nie. En ek besluit, ek sê vir haar, ek het besluit, ek gaan God prys, en kom wat wil. En ek bid saam met haar, ek deel met haar, sit die hele oggend met haar, en ek lei dit na die Here toe. Maar die huis is nog altyd donker, en die gordyne is nog altyd toegetrek, en ek sê vir haar, luister, kan ons iets probeer? En sy sê ja. Ek sê, kan ons die gordyne ooptrek? En sy maak die gordyne op die groot vensters. En die sonlig kom in. En ek staan vandag om vir hier te sê,
kanaal. En lofprysing begin. En lofprysing begin in sy sin. En sy kyk asof sy vir die eerste keer sien sy die TV na huis en ek sit nou saggies en saam sing. En daar kom bevryding vir daardie vrou. En ek wil vir u sê, daardie vrou verander van een wat nie in die oggend wil opstaan om hare te kam of tande te borsel nie, na een wat vir die Here gaan werk en vir mense gaan bediening, dit het al bediening geword om vrouens te bedien wat hulle mans aan die dood moes afstaan. Toe prys inkom, toe verander die atmosfeer. Al wat Dawid gedoen het, was om in die vertrek net die lofprys en die atmosfeer het verander. Gaan lees dit staan in jou Bybel. So ek wil dit beklemtoon vanoggend. You can change the atmosphere even while you are praying, even while you are in the waiting, even while you are still hoping and trusting and believing God for things that are yet to come. Just praise God. Hou op met die klaagsang. Dit druk jou net neer. Wanneer jy dit snap en dat wanneer jy dit verstaan, dat jy God in alle omstandighede, ek sê nie onder alle omstandighede, in alle omstandighede kan prys, dan verander die atmosfeer om jou en dit is wat dit deurbreek en dit is
jy? Ons swaar belas, bemroeide siel. Jesus wil jou laaste dra. Of let everything that has breath. Praise the Lord. Wat tipe musiek luister jy na? Dit het 'n negatiewe invloed op jou gees. Spesifiek wêreldse musiek. Waarmee vul jy jou gedagtewêreld? Dit skep 'n atmosfeer. Either God is drawn to the atmosphere, or God withdraws him from the atmosphere that's around you. Ja, Here, help ons. God soek na 'n atmosfeer van waardering en van dankbaarheid en van prys. Sleutel nommer 2. You got to have the right energy source. Jy het nodig om by die regte kragbron uit te kom. As jy probleme het, of jy sukkel met 'n verslawende gewoonte en jy veg dit met jou vlees, gaan jy nergens kom nie. En dit was vir my so mooi vanmôre, toe Johan in die bidkamer bid, dat ons nie vanuit ons, niks vanuit ons vlees uit sal wees nie. As jy probleme het en jy sukkel met 'n verslawende gewoonte en jy veg dit met jou vlees, gaan jy nergens kom nie. Want ons veg nie in die vlees nie. Ons het 'n super energy source. Ons het 'n onuitputlike kragbron. Ons het 'n bo-natuurlike kragbron van enige gelowige. En dit is die krag van die Heilige Gees. Daarom is dit so belangrik dat indien jy kan, dat jy sal bid en dan die hemelse taal wat die Here vir jou gegee het, tydig en ontydig, dat jy sal bid in die Gees. En vir almal wat ek vanoggend gesê het, ek kry baie koud, wil ek nou sê, ek kry baie warm. En voordat jy my afskiet vanoggend en sê, pastoor, ek glo nie die spreek van tale nie, dan mis jy 'n groot deel van dit wat in die Bybel staan. Gaan lees in Korintiërs 14. Wanneer ons in 'n hemelse taal kan bid, dan bypass ons eintlik die natuurlike en ons bypass jou opinie en ons bypass my opinie en ons bypass ander se opinie en ons praat in verborgenheid met God. Weet jy wat? Ek bid so dikwels as wat ek kan in my lewenstaal of sing. Want ek weet, die vyand verstaan dit nie. En wanneer ek in 'n taal bid, dan maak ek hom naar en ek maak hom teer mekaar. Want hy weet nie wat ek bid nie, maar God weet deur die Heilige Gees. En hy kom en hy laat alles net mooi in plek val. Tradisie. Ken jy vir tradisie? Tradisie sal sê, dis nie vir jou nie. Tradisie sal sê, ja, dit het gebeur, daai tyd, in die bovenvertrek, in Handelinge 2, in Handelinge 19, in Handelinge 10, ja, selfs in 1 Korintiërs 14, maar dit is nie meer vir nou, vir hierdie tyd wat ons leef nie. Dit is tradisie wat so praat. Ek glo God se woord. Wanneer jy in die Heilige Gees bid, dan bid jy in daardie taal wat jy self nie kan verstaan nie. En dit is die gelowige se kragbron, waar jou krag, jou oorwinning en jou sterkte in is. En as jy met my saam sê, kan jy gerus sê, halleluja! Romeine 8:26 sê, ons weet nie altyd wat ons moet bid nie. Maar wanneer ons in 'n taal bid, en dan kom die Heilige Gees, hy kom om ons te help, en hy bid deur ons die perfekte wil van God. En as jy vanmôre nog nie die geleentheid gehad het om gedoop te wees met die Heilige Gees, by wyse van spreek in tale nie, moenie opgee nie, hou aan om dit te soek, want dit is jou kragstasie. Ek wil vanmôre sê, dit het tyd geword dat ons opnuut weer gevul word met die Heilige Gees. Ons is so vol van so baie dinge, vol nonsens partykeer. Chris, jy moet dit maar delete. Dit het tyd geword dat God se kinders vol van die Heilige Gees raak weer
en deur ons werk, dan sal ons saam staan en ons sal daar wees vir mekaar. Ons sal mekaar kan bemoedig. Ons sal mekaar kan oplig. En as ek sê die kerk, dan praat ek nie van die kerk nie. Praat van die algemene kerk van Jesus Christus. Daar is te veel afguns en daar is te veel jaloesie en daar is te veel haat in die kerk. Almal is in 'n kompetisie met mekaar. Ons het die krag van die Heilige Gees nou meer nodiger as verskoon ooit in ons lewens. Hy is ons bron van krag. En ek sal in my lewe seker nie vergeet van Pastor Gavin wat gepraat het oor die kragbron. Dit het tyd geword dat u en ek weer by daardie kragbron die Heilige Gees sal inprop en opstaan en saamstaan en soveel verwarring in die kant van die vyand bring, dat die vyand self te mekaar sal wees en op vlug sal slaan en sal back off in Jesus naam vir eens en vir altyd. Pastor Dani, Pastor Beryl en enige ander pastore, as ons kyk waar ons vandaan kom, as ons kyk hoe ons begin het, en dan sien ek is bekommerd om te kan sê, die kerk van die Here is besig om sy krag te verloor. Daar's nie nou tyd vir uitsak nie. Daar is nie nou tyd vir terugduins nie. Die vyand, wil ek vir u sê, ek sê dit altyd Dinsdag wanneer by ons bid het, hy het geen genade vir ons nie. So ons het ook geen genade van hom vir hom nie. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. En ons behoort nie skaam te wees of terug te duins vir die krag en die werking van die Heilige Gees nie, want dit kan ons lewens verander. Dit is wat 'n swak persoon sterk maak. Dit is 'n persoon wat gebind is met sonde en verslawing, wat die krag van die Here kan so 'n persoon vrymaak. Dit is wat maak dat jy God met passie, met ywer, met vuur dien. En ek wil sê, word vervul met die Heilige Gees. Bid in die Gees en die Heilige Gees besef, die Heilige Gees is ons bron. Halleluja! Die regte, ek het gesê, die regte atmosfeer vir 'n gelowige is lofprysing. Die regte bron van krag vir 'n gelowige is die Heilige Gees. Gaan terug en gaan reconnect net weer 'n slag met die krag van die Heilige Gees. Die regte kragbron. Sleutel nommer 3. Die derde sleutel wat ek graag vir jou wil gee vandag is, you need the right information. Jy het die regte informasie. Het jy nodig? You need an information before you can receive a revelation. Right? You need information before you can receive a revelation. Die regte informasie is nodig. Iemand het een keer op 'n keer gesê, you cannot look at garbage and see a rose garden. Dit wat jy inneem, bepaal wat jy sien, die prentjie. As jy gevoer word met negatiewe en slegte informasie, gaan jy in 'n wêreld van hopeloosheid en wanhoop bly. Alles gekonnekteer met wat jy konstant inneem en in jou gees absorbeer. En hierdie 2 ore wat hier langs jou kop is, wat jy dit vooruitleen. En selfs terwyl ek hier preek, staan en wonder ek, wat neem jy alles in? Ervaar jy dit negatief of ervaar jy dit positief? Laat nie toe dat die aandag afgelei word van die waarheid van God se woord. Jy kan die woord van God hoor, maar jy kan dit nie, en jy neem dit nie in nie. Jy kan die woord van God hoor en dit nie vir jouself eie nie. En as jy dit doen, dan reageer jy nie op die regte informasie wat jy vanmôre hier kry nie. Wat belangrik is wat sê God oor jou?
Wat sê die Here oor jou, vra ek weer. Kry die regte informasie uit die woord van die Here. En ek kyk na die verhaal van Gideon in Rigters 6, weer net gou vinnig. Ek ken die storie van Gideon. Weet die Gideon? Hy gaan wegkry. En 'n engel kom en hy sê vir hom, Gideon, you are a mighty man of valor. Wow! Afrikaans sê, die Here is met jou dapper held, a mighty man of valor, klink vir my net so, meer powerful. Wel, Gideon het nie gevoel soos 'n mighty man of 'n mighty woman of valor nie. Op daai stadium het hy eintlik soos 'n wurmpie gevoel en God sien 'n wenner. Jy's nie 'n swakkeling nie, Gideon. Jy's 'n mighty man of valor. Wel, wat was God besig om vir Gideon te doen? Hy was besig om die regte informasie oor hom in te sit, want hy het homself so vlak gekyk. God wou vir hom bewus maak dat hy sy vrees en sy omstandighede kan oorkom. God wou hê dat Gideon moet 'n nuwe prentjie van homself kry. En God roep jou nie soos jy is nie. Hy roep jou vir wat jy kan wees. Elke mens het potensiaal. Dit gaan nie altyd oor wie jy is nie, maar wie jy kan wees. En toe God begin belê in Gideon, kom Gideon met 'n klomp dinge, 110 verskonings. En hy sê, Here, wat kan ek doen? My weergawe, net wat het staan, die prinsip staan in die Bybel. Here, ek is seker jy die verkeerde persoon gekies. Want ek kom uit die kleinste stam, sê die Bybel. Ek is arm, ek het nie dit nie, ek het nie dat nie. En hy kom met al sy issues na die Here. En die Here sê vir hom, Gideon, my manier om vir jou deurbraak te gee, is om vir jou 'n nuwe prentjie in jou kop te kry oor jouself. En jy weet hoe Gideon die Filistyne verslaan het. Baie kere het ons totale verkeerde persepsie van onsself. En God kyk anders na ons as wat ons na onsself kyk. God kyk nie na jou as 'n verslaande nie. Nee, hy kyk na jou en hy sien jy's 'n wenner. Hy sien jy's 'n kampioen. Hy sien jy's 'n meer as oorwinnaar. Hy sien jy's tot alles in staat. Die hom wat jou krag gee. God kyk na jou en hy sien nie jy's hopeloos en treurig en arm en bankrot en sleg nie. God kyk nie so na jou nie. As God na jou kyk, dan sien hy jy's die kop en nie die stert nie. As God na jou kyk, dan sien hy jy's greatly blessed, highly favored. As God na jou kyk, dan sien hy potensiaal. Hy sien dat jy gaan vorentoe en nie agtertoe nie. En dit wat jy van jouself dink en wat jy daarmee doen, is jou persepsie wat jou hele perspektief kan verander. Is jy met my? Kry die regte informasie oor jouself. Dit is 'n sleutel wat die woord sê jy is. Change the negative information that you are taking in daily. My laaste sleutel. So dis amper klaar. Sleutel nommer 4. Die regte plek. The right location. Ek en 'n GPS is nou vir eenmaal nie maat. Sy kan maar sê turn left, maar sy sê dit so amper as ek al by die links draai is, ek by die volgende pad wees turn left. Dan kom ek by die verkeerde location uit. Sleutel nommer 4 is the right location, die regte plek. So ons het nodig om te kom in die regte atmosfeer, die regte kragbron, die regte informasie te kry en ons moet op die regte plek wees. 1 Konings 17, weer baie kort net saamgevat. U weet, u ken dit so goed. Hongersnood in Israel. En hulle weet nie wat om te doen nie.
kos bring. En hier lê Elia, gemaklik lekker by die spruit, want hier kom Mr. Delivery of 6016, bring sy kos vir hom. En op 'n dag, toe droog die spruit op. En God sê vir hom, gaan na die weduwee vroukie daar aan die kant. Daar gaan ek weer vir jou kos gee. Jy sien, daardie blessing van voorsiening was gekoppel aan 'n spesifieke plek. Hoor jy wat ek sê vanmôre? The blessing was connected to a specific location. En wanneer God vir jou sê, gaan daarheen en jy bly waar jy is, dan trek die blessing vooruit en jy bly baie keer alleen agter en dan wonder jy, wat het nou verkeerd gegaan in my lewe en nou is ek sommer kwaad vir die Here en ek gaan by die huis sit. Wanneer God vir jou sê, gaan daarheen, ek sê weer, die blessing is reeds daar. En as jy nie beweeg, as God sê beweeg nie, dan mis jy uit op 'n blessing. The blessing is connected to a location. Wie hoor wat ek vanmôre sê? En ek praat nou nie van geestelike beweeg vanoggend, dat jy nou gaan sê, ek het gesê, pak jou goed en trek en gaan bly in Stanford nie. Nee. En ek sê ook nie vanmôre, vat jou goed en dan gaan na 'n ander gemeente toe nie. Ons het jou nodig hier. Ek praat op 'n geestelike vlak. Wanneer ek praat van beweeg, dan praat ek op 'n geestelike vlak vanmôre. Jy kan nie bly sit by jou spruitjie geestelik vir ewig en vir altyd nie. En weet jy wat is sad van baie kinders van die Here? Hulle sit by hy spruit en hy het lankal opgedroog en hulle mis uit op 'n blessing. Sodat dit tyd gaan word dat hy sal opstaan van jou opgedroogde spruit en sal trek daar na waar die Here jou wil hê, op daai vlak waar die Here jou wil hê, waar hy jou kan gebruik. Soms sal God jou spruitjie laat opdroog om jou terug te bring na die bron toe. Want God is jou bron. Die meeste van ons vertroue is op sisteme en op ons baie plannetjies in plaas van vertroue op God. God is ons bron, nie ons geld nie, nie ons werk nie ons posisie nie ons status is ons bron nie. God is ons bron. And you got to keep moving. In jou geestelike lewe kan jy nooit by die plek kom wat jy sê, ek het nou gearriveer nie. Ek het 40 jaar gelede begin. I'm still moving. God wil hê, ons moet na 'n hoë vlak toe gaan. And when he moves, I move. And when he walk, I walk. As God sê move, verander jou location. Luister vir my mooi vanmôre mense. Ek praat nie van 'n geografiese gebied nie. Ek praat van geestelik. Soms kamp ons te lank op een plek in ons geestelike lewe. Wat gebeur? Ons stagneer. En daar is geen groei. Was Dinsdag aand by die bidtier wat ons gesê het, vorentoe. Die Here het gesê, jy het lank genoeg by hierdie werk gekamp. Nou moet jy 'n bietjie hoër op, 'n bietjie na 'n hoër level toe gaan. Ek sê volgens vir jou, God wil jou bevorder in die gees. Hy wil jou lei na 'n nuwe plek. Hy wil jou lei na 'n nuwe dimensie. En ek praat vanmôre met ons gemeente. Ons kan nie net bly waar ons is nie. Ons moet hier na hoër en groter en beter en sterker en vorentoe in die naam van Jesus Christus. Keep moving. Onlangs het ek gepreek oor die mantel. Ek wonder wie van die onthou dit nog. En dat Elisa het 'n dubbele porsie gevra van Elia se salwing, van sy gees wat op hom was. Hoeveel van u, as ek moet vra, verlang na daai double portion of your spirit, Lord? More of you, Lord, more of you and less of me. En die man van die Here sê, ek verlang 'n dubbele porsie van die gees, en hy sê dit is reg, maar beweeg saam met my. Ons weet Elia het verby gegaan en ek het hom gesê volg my, en
Hy sê, as jy by my bly, is sommer my version, daar op die plek wat ek opgeneem is, if you move with me to the right location, you will receive the blessing. Toen ek ook gepraat in daardie dag van Elisa, wat hy was besig om te ploeg, en Elia sê van kom volg my, en hy het geen 2 stories gehad nie, hy het nie 110 verskonings gehad om te sê, wat van my familie, my ploegbesigheid is met my bron van inkomste, ek is baie suksesvol, hy was suksesvol in die boerbedryf, en daardie ploeg was alles vir hom gewees, wat sê die woord, hy het in stukke opgekap, hy het vuur gemaak, hy het 'n klomp beeste geslag, en 'n klomp mense het daarvan geëet, maar my punt wat ek wil maak is, toe die man van God vir hom sê, kom, toe beweeg hy, wat maak hy met sy ploegie? Hy kap daai ploegie op, dit was sy sekuriteit gewees, en ek wil vanmôre vir jou en aan woorde sê, as jy 'n dubbel porsie van die Here wil hê, sal jy jou ou ploegie maar moet opkap. Jy sit sommige vanmôre wat so vasgevang is in tradisie, van in die verlede het ons so gedoen, van ou gewoontes en ou maniertjies. Ek wil sê, dit is 'n nuwe dag vir die lighuis. Gees Gansbaai, dit is 'n nuwe seisoen, maar ons het nodig om te breek met daardie ou ploegies van ons, breek met tradisie, breek met gewoontes. Jy werk jouself in, terwyl God 'n groot plan vir jou in store het. Die dag toe ek klaar maak by AGS in Kuilsrivier, en Pastor Derek hulle by my oorneem, toe kry ek die hele gemeente by mekaar, sonder hulle, en ek sê vir hulle, ek gaan weg, en hier is 'n nuwe pastoor, en ek wil nooit hoor dat julle sê, maar Pastor Emmy het dit so gedoen, so ons doen dit so nie. En ek het gesê, ondersteun hierdie mense, soos wat hulle my ondersteun het. My seisoen daar was klaar. Verlede naweek was ons daar eintlik geëer vir hulle 10-jarige verjaarsdag wat hulle gevier het, maar daar's nie so 'n ding van, in die verlede het ons dit so gedoen nie. Tye verander, metodes verander. Ja, mense vang nog altyd vis op die water. Mense vang nog altyd vis met 'n net, maar hulle gaan nie meer uit met die roerskytjies wat hulle gedoen het op die see van Galilea nie. So metodes verander, maar dit wat gebeur, die uitvloeisel daarvan is nog dieselfde. Move with God to the right location. As jy 'n dubbel porsie wil hê, ek weet, ons sal ons ploegies moet opkap, want ons werk onsself in, ons doen ons geestelik self tekort, want God het 'n groot plan vir ons in store. Hy sê, ek weet, wat 'n gedagtes ek kan gaan in jou koester, gedagtes van vrede, en nie van onder nie, om vir jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Dalk het God jou juist in hierdie gemeente gesit, dat jy geestelik kan groei, om geestelik te floreer, maar ons kyk so vas teen ons ou ploegies, my, ek, God wil 'n nuwe ding oor ons laat losbreek, en baie keer is ek, en baie keer is ons in die pad van dit wat God wil doen. Hoekom maak ons nie vanoggend ons minds op, en ons breek ons ou ploeg geestelik, net nie die wêreldse ploeg nie, vir eens en vir altyd in Jesus naam. Wie hoor wat ek vanoggend sê? Maak dit vir u sin. Maak klaar met die lewe van gister. Moenie lewe op gister se blessings nie. Moenie lewe op gister se ervarings, en dit wat die Here jare terug vir jou gedoen het, dis goed, dit is wonderlik. Ek sal, when I remember what the Lord has done, ek sal hom altyd prys, maar breek dan die ploeg en sê, Lord, I am so ready for a new location. I am ready to
vereenselwig, ja, en wees versigtig om met mense om te gaan wat anders gesind is en met 'n ander gees opereer. Verniet sê die Engelse spreekwoord, birds of feather flock together. As jy regtig God se seën in jou lewe wil hê, het jy nie mense nodig wat jou wegtrek en jou aftrek van God en van sy woord nie. Omring jou met mense wat sterk in die Here is, wat saam met jou op die regte plek kan wees. Toe ons hier gekom het, was ons hoogstens 3 of 4 mense in 'n Bernard Bilibati. Die Here se genade is ons op 'n goeie hand tot 26. En dit is warriors wat kan bid. Wat jy weet, die atmosfeer verander. En dit, die sukses wat ons vandag hier beleef, is wat op Dinsdagaande gebeur by die biduur. Wat het ons gedoen? Ons het mense geleer, ons het mense geëquip om te kan bid, soos wat die woord dit verklaar, om woordgebede te bid. Omring jou met mense wat sterk is, omring jou met mense wat sterker is as jy. Soms het ons nie God se guns of seën op ons lewe tot by die volle kapasiteit nie, omdat ons by ons verkeerde mense assosieer. En wanneer ons met God en met mense begin assosieer wat God dien, dan word die seën van die Here in jou lewe ingetrek. Ek het God mense nodig in my lewe. U het God mense nodig in u lewe. En ons het die regte fokus nodig om op te hou om te kyk wat verkeerd is. Die woord sê in Job 42, toe Job begin wegkyk van alles wat verkeerd gaan en al hierdie terugslaan, en hy begin vir sy vriende te begin bid, toe verander die Here sy lot, en die Here seën hom met ver meer as wat hy ooit gehad het. Kan ons vanmôre weer by daardie plek kom, waar ons 'n verskil in iemand se lewe kan maak. Ons kan besig wees met so baie dingetjies, wat glad nie ewigheidswaarde het nie. Wat vir my 'n saak maak is, maak 'n verskil in iemand se lewe. Lei 'n siel na Jesus toe. Kom ons kom weer by daardie plek uit, wat ons God opnuut weer ontdek. Daar's 'n baie mooi lied van, ek dink is Matt Redman wat dit sing, Let me rediscover you. Wow, Lord. Ons raak so gewoond. Ontdek opnuut weer 'n nuwe reis saam met God, saam met sy woord. Kom uit by jou purpose, wat God van die begin af vir jou in gedagte gehad het. Ek sê weer, bly ingeprop by die kragbron en sorg dat daar die konneksie skoon is en aangeskakel is. En ek sluit af met waarmee ek begin het. En dankie dat jy so geduldig was. Here, ek wag. I'm waiting, Lord. Niks gebeur nie. Wanneer, Here? Wanneer? Ek wil jou vanmôre sê, die resepties weet, hulle is verander jou postuur. En begin die atmosfeer rondom jou verander. En begin beprys God vir dit wat hy nog gaan doen. Praise God in the hallway while you are waiting for the door to open. Maak jou lewe 'n lewe deurweek van lofprysing, van die atmosfeer om jou kan verander, dat kettinge kan afval, dat die Here ons net weer opnuut sal verbaas en verstom en sal verras met sy krag, met sy goedheid, met sy guns, met sy seën op ons lewe, soveel so dat ons verbaas sal staan toe die Here die lot van die miljoen
gesê het van hierdie 4 sleutels. Maar ek sal op my eie tyd. Kom ek sê vir jou, ek weet nie wat is die Afrikaanse woord nie, maar almal verstaan dit mooi. Sink jou tyd met God se klok. Want tyd het uitgeloop vir speel. Tyd het uitgeloop vir verskonings. Tyd het uitgeloop vir kleinlikheid. Sink jou tyd met God se klok. Daar is nie meer tyd nie. Die tyd om reg te maak is nou. Van uitstel, kom afstel. Leanne het verlede week dink ek vertel van hierdie jong seun wat gesê het hy wil nog net vanaand oujaars hou. Die kar het hom op aan Kransmondse kruising 12 uur die nag doodgery. Hy is die ewigheid in sonnegrond. Nou jy het nou alles gehoor wat jy nodig gehad het om te hoor. Wat gaan jy doen daarmee? Ek is klaar. Pater, die video weer ons speel in of Johannes. Wat gaan jy maak met die woord wat jy gehoor het? Hierdie woord het ek al van maandag afhaal in my hart. Daar is 'n ou liedjie wat sê, wat gaan jy doen met Jesus? Nou ek vra, wat gaan jy maak met hierdie sleutels wat God vir jou gegee het? Gaan jy dit vat? Of gaan jy dit verwerk? Ek het nie omstandighede nie. Ek het nie nodig om te weet nie, want God weet. Maar ek weet, wat ek weet, dat die Gees van die Here is in die plek. En ek weet ook, dat die Gees van die Here het vanmôre met mense gepraat. Of jy nou kort op die pad is en of jy lank op die pad is. God wil besigheid maak. Hy neem besigheid met jou. Gaan jy daar die sleutels vat? Ja, pastoor, ek kan die sleutels vat, maar daar's nog 'n paar dingetjies. Dan sorteer ons sommer die dingetjies volgende. Kom ons maak ons oor toe vir 'n oomblik. Ek wil nie enigiemand nodig hê. Ek was gehoorsaam om te sê dit wat die Here op my hart gedruk het. Nou is dit die werk van die Heilige Gees om verder met jou te deel. Hemelse Vader, ek het gedoen wat U gesê het ek moet doen. Here, net soos wat U van maandag af met my gewerk het, en ek mag aan myself ons kyk om regstellings te doen. So werk U nou in mense se harte, deur die werking van die Heilige Gees. En baie van ons het regstellings wat ons moet maak. Here, want as ons daardie sleutels gaan vat, daarmee gaan loop, dit gaan doen en beoefen, dan gaan ons gelukkig en geseënd wees. En ek bid nou, Vader God, dat U elke persoon in hierdie plek sal aanraak, en dat niemand hier sal uitstap, wat ongelukkig is, of wat hartseer, of siek, of bedroef, of wat ook al is nie. Daarom wil ek vanmôre kom, waar elke oog gesluit is, wil ek vir jou 'n geleentheid gee. En ek ervaar, die Here is besig om met mense te werk. Wil ek vir jou 'n geleentheid gee, om op te staan, na vore te kom, en al wat ons gaan doen is, ons gaan net 'n gebed saam met jou doen. Is daar sulke mense wat vanoggend wil sê, Here, U woord in die Gees het met my gepraat. Op 'n tyd het ek sleutels gehad en ek het dit verloor, maar ek wil dit optel vanmôre. Dan wil ek vra dat U vorentoe sal kom. En ons pastoor Bebel gaan vir ons net 'n seëngebed bid. Vader, ons wil uit ons binneste roep vanmôre. Halleluja! U is koning, U is Heer, U is die Alfa en Omega, U is die einde, daar is aan U geen ommekeer. Dankie dat ons in hierdie week met
blydskap en oorwinning kan gaan en U op die hoogste plek plaas. We place You in the highest place. We worship You in the highest place this week, Lord. Dankie, Here. Dankie vir die woord. En ons loof en ons prys en seën elkeen wat dit vanoggend kom hoor. O Here, dat dit nie net hoorders sal wees nie, maar dat ons daders sal wees in Jesus se naam. Jesus, have my heart, my will, my soul. Jesus, have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down, with joy I cast my crown.